Goeiemôre aan almal van julle. Ja, daar's van julle wat baie bekommerd is oor my. Ek is heel springlewendig en gesond. Miskien moet ek dalk net voor die tyd vir julle sê, ek en Arnold Geerts en 'n paar manne was bietjie daarna Oldhuis toe. Wie van julle weet waar's Oldhuis? Daar bo Dendron Pietersburg verby. Daar waar die ouens lekker gaan jag en gaan skiet. Baie bekend vir 'n pragtige wildsplase. Klein dorpie. Jy sal nie glo in die Oldhuis, man, ek weet nie of hulle 10 winkels het nie. Maar een kan ek jou sê, daar is pragtige mense. Ons het lekker gaan kuier daar, vir die 3de jaar na ry, daar was oor die 100 mense. Man, dit was fantasties, hierdie mense het die saal mooi opgemaak, want ons het springbokke soontoe gebring. Ja, jy is reg, ons het 'n dame Erin soontoe gevat, wat 'n netbal springbok is, en dan het ons vir Mouner van Heeren gevat, en ook vir Willem Alberts, hulle het hulle getuienisse gegee. Die aand was fantasties. Nou ja, ek kan niks meer sê nie, ons is wonderlik getreed daar, lekker in 'n bosveld, jagplaas, kamp geslaap, fantasties. Ek kan net sê, en daar kry ek weer hoop, en dis die boodskap wat ek vandag vir jou wil deel, is dat ons moet net nooit hoop verloor nie. Ons kan maklik binne 15 minute opgesweep raak in hierdie DNA van ons, en dan raak ons opgecharge, en dan verloor ons fokus. Nou, wat baie belangrik is, ek sit en dink aan die disippels. Die disippels, die mense het niks van hulle gehou nie, hulle is gehaat, want hulle het die waarheid gepraat. En ja, hulle is wreed uiteindelik vermoor, onderste bo opgaan, koppe afgesny, verskriklike dood het hulle gesterf. Maar een ding kon hulle nie van hulle afvat nie. Hulle kon nie hulle vrede in hulle hart kon hulle gevat het nie. En dis wat ek wil oor praat. Moenie dat iemand jou vrede en jou blydskap steel nie. Moenie wat 'n ander ou met 'n rooi pet maak, dat hy dit reg kry om jou nie gemaklik te laat slaap nie. Want wie wat? Die Here is ons bron en ons beskerming in hierdie land. En hy het tot vandag toe ons bewaar. Hy gaan ons bewaar. En glo my, hierdie ouens, hulle gaan hulle self uitstort. Hulle tyd het gekom, ek glo dit. So die woord sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Ek weet nie hoekom sê ek dit nie, want die versie wat ek nou vir jou gaan lees, het baie daarmee te doen. En wie het dit gesê? Nie Moses nie, nie Paulus nie, nie Johannes nie, nie Josef nie, Jesus. Hoor 'n bietjie wat sê hy. Johannes 14, vers 27. Ek gee dit vir jou vanmôre, om jou te laat besef. Hy sê, vrede, laat ek jou na. Was daar vrede? Nee, daar was nie vrede nie. Die vrede was nie om hulle nie, maar die vrede is in hulle. Ek wil jy met mooi hoor, vrede is in jou. Wanneer jy blydskap en vrede en vreugde in jou hart het, kan hulle niks aan jou doen nie. Vrede, sê Jesus, laat ek in julle na. My vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld gee nie. Weereens, die wêreld is vals, die wêreld is leenaars, die wêreld bedrieg, die wêreld is nie opreg nie. Vrede laat ek vir julle daar, my vrede gee ek van julle, nie soos die wêreld nie, gee ek aan julle, laat julle harte nie ontsteld en word nie en bang wees nie. Hier is 'n boodskap, ja maar Dawie, wat van dit, wie wat, die Here het nog altyd deurgekom, hierdie Bybel, is dat hy nog altyd deurgekom het, hy het al die jare ons beskerm, en hy gaan ons beskerm. Hier kom wonderwerke in hierdie land, hoor jy my? Hoor jy my? Jy gaan ook vir my sê, ek luister nie dieselfde nuus as jy nie, en ek lees nie dieselfde koerante as jy nie. Ek gee nie om oor koerante nie, ek lees die hemelse boodskap, hier is hy, dis sy boodskap, sy naam is Jesus Christus, en vanmôre lees ek daai boodskap, met soveel vrymoedigheid, en ek wil net vir jou sê, hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal nie onheil vrees nie, Psalm 23, want ek weet die Here is met my. Ek wil dit vir jou los vanmôre. En as net ene, wat ons vir ons kinders los, nie baie gewere, koels, messe, wapens nie. Ons legacy moet die Here wees. Ons nalatenskap moet wees die Here, want hy wat in ons is groter as hy wat teen ons is. Onthou dit, die Here is nog steeds ons herder. Ons sal niks ontbreek nie. Vanoggend se boodskap sê, vrede gee die Here vir ons. Nie vrede van die wêreld nie, maar die vrede laat ek julle na. Hy sê, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.
En dis die boodskap wat ek vanmôre vir jou wil gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Dankie vir rustigheid, dankie vir kalmte. Dankie dat in hierdie land, die land van melk en honing, regeer u. U is die koning in ons harte. U is die koning in ons lewe. U is die koning van ons kinders. So sal dit wees tot aan die einde, Here. Ons loof en prys u naam. Amen. Mag jy 'n fantastiese geseënde week hê. En ja, daar's niks fout met my, die mense het my probeer kontak. Is ek siek? Nee. Ek was net weg. Van Vrydag af was ek nie beskikbaar nie. En ook die naweek, Sondag het ek nie 'n boodskap gebring nie. Ongelukkig nie, want ek was op die pad terug. Jy moet weet, hierdie Jesus waarvan ons praat, het jou onbeskryflik lief. Hy het sy lewe vir jou gegee, sodat jy kind van God genoem kan word, en dat jy die ewige lewe kan kry. Geseënd is jy, jou beste is op pad. Totsiens.